Reg, vandag kyk ons na iets wat so baie van ons raak, maar wat ons nie altyd heeltemal verstaan nie, die cholesterol-dilemma. Kom ons skop af met 'n syfer wat jou dalk 'n bietjie sal laat regop sit. 31%. Dis die persentasie van alle sterftes wêreldwyd wat deur kardiovaskulêre siektes veroorsaak word. Dis amper 1 uit elke 3 mense. Sjoe. En hier's die ding, 'n groot deel van daai skrikwekkende statistiek is as gevolg van 'n toestand wat jy nie eers weet jy het nie. 'n Stille toestand wat ons hoë cholesterol noem. So hoe werk hierdie ding nou eintlik? Goed, hier is ons plan vir vandag. Eers gaan ons kyk na hoe groot die probleem regtig is. Dan die groot vraag, wat is die verskil tussen goeie en slegte cholesterol? Ons gaan nou kyk presies hoe jou are verstop kan raak. En dan die belangrikste deel, wat ons daaraan kan doen, van leefstyl tot medikasie. Kom ons spring weg. Eerstens, daai stille probleem. Die beste manier om hieroor te dink is om jou 'n verkeersknoop voor te stel. 'n Verkeersknoop wat stadig maar seker, diep binne in jou liggaam besig is om op te bou. So, kom ons gebruik 'n lekker eenvoudige beeld. Jou liggaam is soos 'n besige stad. Jou are, dis die hoofweë en snelweë. En op hierdie snelweë ry daar konstante vlootafleweringsvragmotors. Hierdie vragmotors word lipoproteïene genoem en hulle vervoer 'n superbelangrike vrag lipiede soos cholesterol na elke uithoek van die stad waar dit nodig is om selle te bou en dinge te laat werk. Nou, net soos op enige regte snelweg is nie alle vragmotors dieselfde nie. En dit bring ons by hierdie hele idee van goeie teenoor slegte cholesterol. Eers het jy LDL, die lae-digtheid lipoproteïene. Dink aan hulle as die lomp, onbetroubare afleweringsvragmotors. Hulle is geneig om hulle vrag, die cholesterol, oral langs die pad te mors. En daai gemorste vrag begin die snelweg verstop. Dis hoekom ons hulle die slegte ouens noem. Maar dan kry jy HDL, die hoë-digtheid lipoproteïene. Hulle is die helde van die storie, die super doeltreffende opruimingsspan. Hulle werk is om op en af met die snelweë te ry, al daai gemorste cholesterol op te tel en dit veilig terug te vat na die lewer toe. Dis jou goeie cholesterol. OK, so ons het nou hierdie lomp vragmotors wat hulle vrag oral mors. Hoe presies lei dit van 'n bietjie gemors op die pad tot 'n totale verstopping van die snelweg? Kom ons kyk gou na die wetenskap daar agter. Die amptelike naam vir hierdie hele proses is aterosklerose. Dis 'n mondvol, maar dit beskryf presies wat gebeur. 'n Sagte, papperige stof, die cholesterol, word mettertyd hard en vorm 'n blokkasie, oftewel plak. Dit gebeur nie oornag nie, né? Dis 'n proses in 4 stappe. Eers is daar 'n klein bietjie skade aan die gladde binnekant van die aarwand. Dan, stap 2, die slegte LDL-cholesterol sien hierdie skade as 'n oop deur en glip binne in die aarwand in. Hier binne verander dit chemies. Dan, stap 3, jou liggaam se immuunstelsel stuur soldate genaamd makrofage om die gemors op te ruim, maar hulle eet so baie van hierdie LDL dat hulle self in sulke opgeblaase skuimselle verander. En laastens, stap 4, hierdie skuimselle begin ophoop, dit vorm 'n vetterige streep en daai streep groei en groei tot dit 'n volwaardige plak word wat die snelweg al nouer en nouer maak. En hier is die klinkel in die kabel, die punt wat regtig saak maak. Dis nie altyd die grootste, hardste blokkasies wat die gevaarlikste is nie. Baie keer is dit 'n kleiner, meer onstabiele plak met 'n dun, brose buitelaag. As daai dun laagie skeur, is dit soos om 'n noodsein te stuur. Jou liggaam vorm onmiddellik 'n bloedklont bo op daai skeur, en dit is wat die snelweg heeltemal kan blokkeer en 'n hartaanval of beroerte kan veroorsaak. Reg, dis nou genoeg van die slegte nuus. Die goeie nuus is, daar is baie wat ons hieraan kan doen. Die heel eerste en belangrikste stap, jou leefstyl. Dit gaan daarom om self te help om daai paaie skoon te hou. Wat ons eet maak 'n reuse verskil. Kyk bietjie hier. Die kinders beveel aan dat ons versadigde vette beperk tot minder as 7% van ons daaglikse kalorieë. En dan, aan die ander kant, moet ons dinge soos oplosbare vesel en plantstanole, dit kry in sekere plante, verhoog, want hulle help aktief om daai slegte cholesterol uit jou stelsel te kry. Hierdie hele benadering het eintlik 'n naam, terapeutiese leefstylveranderinge. Dis basies jou aksieplan. Hou jou gewig gesond, eet meer soos die mense om die Middellandse See. Baie plante, vrugte en goeie vette. Sny die slegte vette uit. En natuurlik beweeg. Matige oefening, meeste dae van die week, is absoluut krities. Maar sien nou jy doen al hierdie dinge en is steeds nie genoeg nie. Wel, dis dan wanneer die dokters hulle mediese gereedskapskis kan uithaal. Die medisyne wat ons vandag het nie net uit die lug geval nie.
Dis die resultaat van dekades se harde werk. Die eerste leidrade het al in 1913 verskyn, maar die groot deurbraak was eers in 1973 toe twee wetenskaplikes die LDL-reseptor ontdek het. Dis basies die deur wat selle gebruik om cholesterol uit die bloed te haal. Daai ontdekking was so belangrik, hulle het 'n Nobelprys daarvoor gekry. En dit het die weg gebaan vir die ontwikkeling van 'n klas medisyne wat ons vandag ken as statiene. So, hoe goed werk hierdie statiene? Wel, die syfers spreek nogal van self. Hulle kan jou slegte LDL-cholesterol met enigiets van 18 tot 60% laat daal. Dis massief. Terselfdertyd gee hulle jou goeie HDL 'n klein hupstootjie en verlaag ook ander vette in die bloed. Dis 'n baie kragtige stuk gereedskap. En die wetenskap staan nie stil nie. Vir die regtig moeilike gevalle of vir mense wat nie statiene kan gebruik nie, is daar deesdae selfs nuwer, meer gespesialiseerde medikasie wat cholesterolvlakte nog verder kan afbring. Die gereedskapskis word net groter. En dit bring ons by die slotsom. Jou cholesterolvlak is nie net 'n random nommer op 'n laboratoriumverslag nie. Dit is 'n belangrike hoofstuk in jou persoonlike gesondheidsverhaal. En die deurslaggewende vraag wat jy jouself moet afvra is: ken jy jou syfers? Weet jy wat in jou storie aangaan?